So, gaan sommer Afrikaans praat, maar sê oom Andrei, vanoggend, ons het ingepres en als en toe ewe skielik na 'n hele ruk toe, want dan ek toe sien ek die kom engele in, want hulle loop, een is in daai kant, teen die muur en die ander een aan die kant teen die muur, en hulle elkeen het, dit lyk soos 'n vlag in hulle hand. Ek weet nie of dit 'n banner of 'n vlag is, maar dit, hy so bedek met rooi. Maar ek sien is nat, dis nog nat. Hy's gedip in die bloed van die lam. Ek weet nie eintlik wat dit beteken nie, want Andrei weet baie keer meer, as ek vir hom sê wat ek sien, dan weet hy wat is die betekenis agter dit. Maar toe sê ek nou vir hom, Andrei, ek dink, ek het gesien in die week, so 2 dae gelede of so, toe Willie daai vlag gevat, al was 'n persvlag daar, en toe ruil hy hom om in die rooi vlag. So ek weet daar's iets met die rooi vlag, met die bloed van die lam, en ek wil, hy sal meer met julle kan deel wat ek nie weet. Toe Barend vanoggend sê hy sien engele wat daar loop, toe hoor ek net in my gees reward angels. So en ek sê dit met ek sê dit met alle nederigheid, so wat ek glo met my hart is, as jy op 'n plek kom van terry en jy lê in en jy beweeg in daarso, so eintlik wanneer die wêreld en wanneer ander besig is om aan te gaan met wêreldse dinge en ons pres in met koninkryks saak. Daar's 'n tyd wat Jesus gesê het, wat sy moeder met hom gepraat het, toe sê hy, weet u nie dat ek besig is met die dinge van my Vader nie. So dis die woord wat ek ervaar nou. Die oomblik as ons besig is met die dinge van Abba Vader, dan kom hy en hy stuur 'n reward angel in, of hy kom kyk. So engele beweeg op frekwensies wat ons vrylaat in die gees. So jy kan in die oggende, jy kan bid en jy kan bid in die oggende en dan laat jy 'n sekere frekwensie of 'n vibrasie word van jou vrygestel, want alles in die universe, die skepping, die hele skepping is vol vibrasie, vibration en frequencies. En hulle laat dit vry. So ons laat ook frekwensie vry. Hier waar ek nou praat, laat jou stembande gee 'n golf wat hy afgee. Maar dan is daar 'n golf wat jy aan, ewen self 'n frekwensie wat jy vrylaat. Wat sonder om te praat, maar dis 'n inner, soos om Willie wat die oomblik as jy weep of jy terwyl, dan laat jy 'n ander frekwensie, laat jy vry. Die oomblik as jy trane vrylaat, dan word dit selfs opgevang in 'n bottel in die hemel. So niks gebeur vir niks nie. En selfs in daai trane is daar substance. Barend nou het daar gesien daar's sout in, want as gevolg van die sout wat in jou liggaam is in jou trane. So die oomblik as ons in 'n plek kom van gebed, ons kan stil bly hier, but even in the stillness kom die Heilige Gees en hy laat daai vibrasie en frekwensie uit. Nou hulle respons is op die frekwensie wat daai spesifieke plek vrylaat. So ander kere as jy in warfare is, gaan jy sekere engele en dan bid jy. As jy in 'n godsdiensgees is, in 'n religious mindset, kan jy 50,000 mense hê, of jy kan 100 mense of 1000 mense hê in 'n religious mindset, but the angels will not come in. They will only respond upon the action of your heart, the pureness of your heart. Dan laat jy vry, en daai wat ons nodig het, gaan God instuur, en hy gaan kom purify, en hy gaan die werk kom doen.
So dis dieselfde plek wat jy ook inkom, the same place where you can just build up authority. So rangorde in die geestelike realm gaan nie oor wat jy sê en hoe lank jy gestudeer het nie. Dit gaan oor hoe getrou jy is, how faithful you are. So Dawid het sy rangorde gekry. Dit is hoekom Jesus gaan terugkom, hy gaan op die troon van Dawid sit, as gevolg van, hy was 'n servant king, hy is die een wat gedien het, eers agter die skape, en toe die volk, en as jy gaan net in die psalms gaan inlees, dan kyk jy what was the frequency of the psalms. Ons het gisteraand begin 9 uur, en Chris het die psalms opgesit. En daar's profetiese psalms, dit vat jou 8 ure, ek kan die klip vir julle ook release, jy kan dit in jou huis speel as jy wil. So, dan begin hulle by Psalm 1, en dan begin hulle dit te lees en te sing. En dit is net wat daar net vrygelaat word. Die Moravians het in die, ek dink in die 1700s, het hulle vir 100 jaar, daar was 'n tydperk van 100 jaar, wat hulle net die psalms elke dag gelees het, 24/7, ononderbroke vir 100 jaar. En uit hulle het die Walliese herlewing, het uit dit plaasgevind. So, partykeer moet jy baie langer dit is nie, ek sê altyd die koninkryk van God en dit wat gebeur, is nie net 'n quick fix. Jy stop gou hier vir 'n drive-through en jy kry iets en jy's in en uit nie. Partykeer kan jy vir 10 jaar ek begin altyd te deel as jy na Daniel kyk. Hy was 17 jaar toe hy in Babylon weggevoer is. Is een van die jong manne in Babylon en ek dink hy het 4 konings wat hy gesien het, Babyloniese konings, evil kings, en hy was 87 toe hy nog gebid het en toe is Israel, die volk is vrygelaat om terug te gaan Babylon toe. So hy was 70 jaar op die muur van gebed gewees. Anna, wat 'n profetes was in Lukas 2, was as 'n jong vrou het sy ingekom en haar man is oorlede en sy het by die tempel gebly en even in the night watches. En wat ek sê, ek sien vir Willie baie as 'n Anna. So as 'n Anna type of a person. So sy het ingekom en sy het vir 60 jaar ten minste het Anna, julle kan dit in die boek van Lukas lees, het sy 60 jaar by die tempel, het sy in gebed ingegaan. En dit was haar beskore, die oomblik toe hulle vir Jesus bring, het sy die Messias in haar hande vasgehou. En sy, as gevolg van haar faithfulness, het sy 'n reward gekry om hom fisies in haar hande vas te hou. En in daai wat sy hom vashou in haar hande, het sy hom gesien. So sy het in haar boekrol, was daar net een ding geskryf, om die Messias in haar hande vas te hou, terwyl sy by die tempel was. En dit het haar 60 jaar gevat. So baie keer wil ons net 'n week iets doen, maar dan soek ons die resultate gister. Maar ons is maar net 'n week besig. So to press in wil van jou baie meer kos as wat jy dink. Ek iets anders wat ek met julle wil deel, en dan gaan ek miskien bietjie vir Johan gee as hy iets op sy hart het. Shalom. Hallo Duffy. Ons het in 9 uur in die aand begin en ons bid in, en hier in die vroeë oggendure het seker hier by 5 uur het Barend gesien, hier's 2 engele wat loop, een die kant en die een daai kant, met soos 'n vlag, maar die vlag beteken eintlik 'n banner. So kom ek wys dit eintlik vir julle wat dit is. Jy kry baie groot banner eintlik. In die skrif praat hy van Jehovah Nissi. So in God se woord praat hy baie name,
en titels van Jesus. He's Jehovah Shalom, he's the Prince of Peace. En dan die ander een in die woord is Jehovah Nissi. Ek moet net kyk of ek die gedeelte vir julle kry. Exodus 17 vers 15. And Moses built an altar. Hy het 'n altaar gebou. Moses built an altar and called the name of that altar Jehovah Nissi. The Lord is my banner. So dis presies eintlik wat gebeur. The Lord is my banner. So in dit wil ek net sê, in faithfulness, in getrouheid, lê daar 'n reward. Vanoggend 2 uur. Hoe laat het Israel gekom, Chris? 2 uur. 1:30. 1:30 het Israel gekom. Hy het nie nodig om te kom nie. Hy kan crusade is af, sy manne rus en hy kan by die huis bly. Maar jy sien, as jy so 'n diep wandel met die Heilige Gees het, dan weet jy partykeer waar om te gaan soek, om te gaan draw. To come and draw from the well. So daar's 'n plek wat jy moet gaan trek, en hy kom net in 2 uur, en hy het net hier kom sit, en hy het kom lê, en hy het kom souk, en ek dink hy so 5 ure is hy weer, vir 3 ure, dit net in die teenwoordigheid. Jy sien, Vader kan nie iemand gebruik om die werk te doen wat hy doen in Afrika, wat hy in Zambië doen, wat hy in Hartswater doen. As julle verlede week kyk, Hartswater, daar meer as 1000 mense wat opgedaag het buite, in die townships, crusades, gepak. En hy kan nie die werk van die Heilige Gees doen, as hy nie 'n faithful servant en 'n steward het. Jy kan nie net ingaan, en op 'n Sondag net vir 1 uur ingaan, en net 'n boodskapie wil laat, of iets doen, as jy nie gaan draw from the well nie. Jy moet gaan inpres, jy moet gaan trek van daai water, lewende water, wat binne in jou is, laat dit uitvloei, want die oomblik as dit uit jou vloei, dan voel die ander die salwing daar, die oomblik daar wat hy gaan bedien. So alles kos 'n prys in die lewe. Alles. Ons het vanoggend het Barend, terwyl ons daar is, die woord wat ons gekry het, in Psalm 66, 66 Barend, nee. 66. Ek wil vir julle lees. Psalm 66. Vers 10. Hy sê, for God, you have proved us. You have tried us as silver is tried. So you have proved us beteken, U het ons getoets. Jy sien, jou getrouheid en jou gehoorsaamheid en jou liefde vir Jesus en jou diensbaarheid wat jy net voor hom gaan lê, gaan getoets word. In 1 Korintiërs 3 praat hy van hout, hooi en stoppels, en dan dit gaan verbrand, en dan die silwer en die goud gaan oorbly. Maar om getoets te word, sê, you have proved us, you have tried us, as silver is tried. You have brought us into the net. You laid affliction upon our loins. You have caused men to ride over our heads. We went through the fire and through the water. You have brought us out into a wealthy place. Plek waar daar baie water is. So, as jy 'n silversmid is, het hy eendag gesê, hoe weet jy 'n silwer gereed is? Toe sê die silversmid, die oomblik, want jy refine hom die hele tyd, jy refine hom en jy maak skoon en jy smelt hom met daai baie hoë temperatuur en hy smelt
toe vra hy, hoe weet jy 'n silwer gereed is? En toe sê die silversmid, die oomblik as ek myself, my beeld raak sien in die silwer. So jy moet so refine word, dat Christus sigbaar raak binne in ons. So, in die begin ek sien wat in die oggendure gebeur, skrifte net oor night watches. Thank you. Psalm 63. Wanneer iets gebeur, het julle agtergekom, hulle in die middernagtelike ure, voordat ek jare terug, toe ek in die weermag was, het ek al vir julle gesê, het ek wag gestaan vir my hele weermagtyd. En ek is net vandag, as ek spyt, ek het nie my tyd baie meer of anders aangewend nie, maar ek glo dit was voorbereidingstyd om te kyk en om voor te berei vir die middernagtelike tyd. So, ek het elke aand hier by Bloemspruit 12 uur die aand tot 6 uur die oggend. Het ek met 'n hond wag gestaan. Daar tussen die hangers rondgeloop. So ek weet hoe voel dit in die winter daar buite. En hoe warm daai jaar het jy nie hierdie KY baadjies gehad nie, en ek weet hoe voel dit om in die winter daar te loop, en ek weet ook wat gebeur 2-3 uur die oggend. Daar's net, jy kan daar loop, jy kan 'n speld oorval, maak nie saak waar jy is nie. So dit is dieselfde tyd wanneer Jesus op die water geloop het. En as ek net kyk na Psalm 63 vers 6. When I remember thee upon my bed, and I meditate on thee in the night watches. So Psalm 63 vers 6. So daar gebeur iets met Dawid. Jy sien, wanneer die Heilige Gees en Jesus die heeltyd in jou gedagte is, dan begin jy die woord te mediteer waar jy is. Jy oordink hom. Dawid sê, oordink my woord dag en nag. Verlede week, baie keer hoor ons Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord het mens lewendig geword. Maar ons het dit al gelees. Verlede week toe ons hier is, toe stap ek so en Barend is daar, hy sê vir my, hy sien die woord, en ek het dit nog nooit gehoor nie, hy sien die woord loop tussen ons. So dit is hoe ons Jesus moet sien, dit is hoe ons God se woord moet sien. Ons moet nie net die blaaie sien nie, ons moet hom sien wat lewendig geword het, en hy het die ekspressie geword van die woord wat lewendig is, en hy is die woord. So, dit het net onmiddellik in my gees net weerklank gehad, toe ek sien, maar die woord loop in ons midde. So, wat ek met julle wil deel, wat ek jare terug gesien het, baie lank, jare terug, was jonk gewees, toe praat ek eendag, toe hoor ek 'n makelaar in Bloemfontein. Toe sê hy die volgende, van 'n suksesvolle sakeman. Hierdie ou het 'n restaurant in Bloemfontein gehad, en hy was net in sy 40's, genoeg geld gemaak, toe gaan tree hy af, en toe gaan bly in Kaapstad. En toe sê die makelaar vir hom, maar jy's bevoorreg om op so jong ouderdom te kan aftree en Kaap toe te gaan en goed. En toe kyk hy die makelaar so, toe sê hy vir hom, ja, in die aand terwyl julle gespeel het, het ek gewerk. So dit gaan oor getrouheid. Dit is maar net wat ek probeer sê. En daai ding het net by my vasgesteek. Ons weet dat ons praat van die extra mile. Wanneer jy bereid is om die extra mile te loop. So, as dit inkom met die extra mile, verlede week toe ons sê, kom ons doen vir oggend, toe sê François vir my, François Hubert, toe sê vir my, kom ons skiep hierdie week. Hy sê, moet ons nie hierdie week skiep, dan gaan ons volgende week, doen ons weer manne nie. Nou die maklikste vir ons, was om te sê,
ons gaan nie hierdie week manne hê nie, gaan te min manne kom. So nou, eerste vraag is, waarop is my oog gerig? Is my oog gerig op hoeveel manne gaan opdaag en of die woord moet uitkom? Of 2, of gaan dit nou reën en die ouens wil nie besluit, hulle gaan nie opstaan vroeg op hierdie oggend nie, ons gaan eerder bietjie later slaap want dit reën daar. Ek meen, net vir Dirk om hier uit te gekom het vanoggend, moes hy moeite gedoen het om vir Pieter te sê, kom haal my, anders moes hy fiets in die reën gery het. So min ouens sal, dit is daai ekstra myl wat jy wil loop. Toe sê ek nee, ons kan nie die patroon, there's a cycle, and we have to follow that cycle and the pattern. So saai en oes is 'n siklus. As julle weet, 'n boer het saad in sy stoor, en hy het saad in sy hand. So as hy die saad in die grond sit, dan gaan daar oes opkom. Maar die oomblik as hy daai saad in die stoor en die sakke los, dan gaan daar geen oes vir hom wees op die land. So die saad wat moet in die grond ingaan, is die gebed en die woord wat ons gisteraand gebid het deur die nag, terwyl Bloemfontein geslaap het, dan moet ons wakker wees. En ek gee nie om wat gebeur en wat nie, al is ons roeping net hier om in te tree vir Bloemfontein, vir Suid-Afrika, en wat in Afrika moet gebeur, sodat ons weet, enige herlewing het nie gebeur. Die vuur van God het nie geval in 'n plek, as die intercessors ongetrou was op die altaar nie. Hulle moes faithful gewees het, to press in for more. As ander ophou, ek glo in die volgende beginsel, as die ander ophou, dan begin ek eers. Met ander woorde, you can't stop, you have to continue. Jy moet aanhou en aanhou. En ek sien dit baie met geestelike leiers, en nou vra hulle, eendag jare terug het Pierre Spies gesê dat retirement en polisse is 'n aftreeplan wat die koöperatiewe maatskappye gaan franchise het. En hulle het dit retirement genoem en aftreeplanne, en hulle het besluit, jy is 65, jy is nou op 60, jy is oud genoeg, jy moet nou pensioen gaan. So nêrens staan, ek het altyd die volgende gesê, wat Pierre gesê het, you never retire, you refire. So dit is presies in die plek wat ons moet gaan. En refire is nie net hoe jy voel nie. En ek sê dit baie, jou vlees voel nie om hier te wees vanoggend nie. Maar die Heilige Gees druk ons in om hier te wees. As ek net kyk, in die oggendure, en dan voel ek net hoe die salwing ingekom het. Ek wil net oor die night watches iets sê. My eyes are awake through the night watches, that I may meditate on your promises. Weet ons hoeveel skrif is daar oor beloftes vir jou? Voorspoed is 'n belofte. Nou, partykeer is ons in die aand op die verkeerde plekke besig, maar Dawid sê nee, hy sê gaan mediteer in die aand op God se beloftes oor jou lewe. Hy sê lê in die aand, dan dink jy. Dis hoekom as jy hierdie woord vat, ek onthou David, daar was 'n tyd wat hy die woord heeltyd, dag en nag, dan speel hy dit, sy kamer. Dis hoekom ons van 2014 af, die woord in die bridal chamber, dag en nag speel. As jy inkom, speel die musiek, want die woord moet souk, hy moet in die grond ingaan. En ek gaan nou die psalms begin opsit. Dat is hy Psalm 1 lees, en dit gaan, hulle sing die psalms hier tot 150, dan begin hy weer voor. So daar's 'n dimensie wat plaasvind, wat ons nie met ons natuurlike, Korintiërs sê vir ons,
Die natuurlike mens kan jy nie met jou gedagtes, met jou geestelike mens, kan die natuurlike mens kan nie die geestelike mens beoordeel nie. Jy kan nie dit beoordeel van die geestelike mens nie. You have to become spiritual. Spiritual awareness, om te weet wat God se roeping vir jou lewe is. Dat elke dag as jy opstaan, is 'n geskenk. En ek sê net vir die manne wat gesaai het vir Wilburil en vir die evangeliste in Johannesburg, sê ek net dankie, maar ek weet nie, ek gaan 'n klip uitstuur vandag. Hulle is in Johannesburg mos nou die volgende paar dae gewees. En gister toe sien ek hulle is by 'n plek, ek weet nie of dit in Bedford View of waar ook al is nie. Was hulle in Bedford View? Nee. En hulle daar bedien. En ek sien weet jy wat, ek sien die mense staan op straat en hulle ontvang daar die Heilige Gees. Wit, swart, man, vrou, almal staan daar. En hulle word aangeraak en hulle ontmoet Jesus in die Heilige Gees op straat in Bedford View. En ek sien van hulle is so in hulle 60. Om te dink, jy het 60 jaar gewag. 60 jaar van jou lewe het jy gewag dat iemand gehoorsaam uit Bloemfontein moet kom om Jesus aan jou voor te stel. Nou, ek laat my nie vertel, daai persone was in 60 jaar nog nooit in 'n kerk of in 'n gemeente nie. Maar daar's 'n appointed time vir jou om daar te wees. Jy sien wanneer en daai manne ek kom net agter, jy hoef nie vir hulle te vra. Ek het nie een keer nodig om vir hulle te vra, wil julle uitgaan nie? Hoekom moet julle uitgaan? Hoekom moet julle hierdie doen? Ek sal eerder vir hulle sê, hoorie, dink julle dis nodig om, as ek sien dan is hulle klaar daar. Dan gaan hulle uit. En elkeen van hulle te prys, jy verstaan. Ek meen Richie se dogtertjie is 'n jaar of 2 oud, hy's daar. Israel se kinders is klein, daar's 'n prys wat jy betaal. Wilbur se 3 is hier, dit vat. Daai kinders kyk nie na hulle self as hulle klein is nie, het ek agtergekom. As hulle 1, 2 en 3 jaar oud is en jy kan vir Barend vra binnekort, hulle kom op sulke strepe hier aan. En almal is voor gebid hier en dan in die Heilige Gees het net daarso net tyd gegee vir hulle om geboorte te gee. Maar wat ek wil sê, Jesus is net getrou in hierdie tyd om manne uit te stuur, al is dit met 'n bakkie. Om een persoon soos Israel te gebruik. Want dit wat gebeur in die marketplace, in die markplein, is baie groter as dit wat nou in die gebou gaan gebeur. Die gebou is daar, en dit is hoekom Vader ons roep, om die fondasie te lê, dat die vuur aan die brand gesteek moet word. Laat Suid-Afrika in die markplein gered kan word. En ons is in die stad en in Bloemfontein, ek wil net voor ek vir hom Johan gee, wil ek net iets sê. Bloemfontein is op 'n plek, as jy na die stede kyk in Suid-Afrika, is Bloemfontein verseker nie die skoonste stad nie. Ek dink ons slaan loshande die prys nou. Loshande vir die rommelstad van Suid-Afrika. Dit lyk, ek is eerlik met julle, Bloemfontein lyk soos 'n garbage bin. As julle die ander mense neem foto's en video's van Bloemfontein en dan stuur hulle dit uit. Maar jy sien partykeer moet jy in 'n vallei gaan draai. En elkeen van ons het 'n plek waar jou vallei is, wat jy voel, hierdie is my laagste van laagtepunte. En as jy daar is, moet jy weet, en jy beweeg, jy sien, jy kan op die laagste plek in 'n vallei, kan jy gaan staan, en jy kan gaan wag, of jy besluit, ek sit die woord in aksie, en ek vat die eerste tree. Want die oomblik as jy van die laagste plek af jou eerste tree gaan gee, dan begin jy klaar te elevate.
dan begin jy klaar om hoogte aan te neem. En dit is die plek waar die Heilige Gees ons wil hê, is om elke dag nie te stil te staan nie, om jou lewe in 'n balans, in 'n skaal te gaan plaas en sê, het julle al manne, ek wil julle vra, het jy al 'n voorraadopname gevat? Jy weet baie keer ouens wat in merchandise is, dan gaan hulle in 'n plek en dan gaan tel hulle stok. Ek het op 'n stadium in my lewe moes ek baie drankbottels en baie stok en bier en whiskies en ek moes voorraad geneem het. So ek het nogal geweet hoe om stoktyk te neem. Maar ek dink as ek en jy hier sit vanoggend, is die belangrikste stoktyk wat jy kan neem, is oor jou eie lewe. Want jy sien iemand anders kan vir jou leuns, jy kan vir iemand anders leuns vertel, maar jy kan nie oor jouself vir jouself jok. Want jy weet in jou hart wat aangaan, waar jy is. En Jesus is so liefdevol. Hy sal jou nooit aankla nie. He is not the accuser of the brethren. He is the one that will come and convict you. Hy sal jou net oortuig van sy liefde. Maar as jy doen wat jy wil, gaan hy jou altyd reg help en reg trek op die pad. So in dit wil ek vir hom Johannes so tydjie gee. Wil jy het jy 'n woord, het daar iets wat jy wil deel? Ek wil net sê wat verlede week, ek wil net vir jou sit net staan net daar. Jy gaan net staan as jy wil, staan net daar. Verlede week Pieter weet waardeur is ons met Willie, nee, ek meen hy kon nie loop nie. En ons kan dit sê, dan sê sy, hoor jy nie, hierdie is 'n fisiese siekte, maar laat ek jou vertel, sy liggaam is deur 'n attack. Sy liggaam is deur 'n aanval. Hy het op die altaar kom lê en hy het die pyne letterlik in sy. Ja. So kom lê hy, maar hy het vir 'n paar dae het hy dit gehad. Baie keer is dit, jy voel dit en jy dra dit, die profete en die mense in die ou verbond en selfs vandag, vat die pyn op hulle en hulle loop het. As jy raak so in intersessie en goed in, dan begin jy daai gewig dra in jou liggaam. Dis so in 'n terwyl om in iemand anders se skoene te staan en te bid, dan gaan jy op 'n plek en jy vat daai persoon se pyn. Jy het nou eintlik gesê wat ek wou gesê het. Maar wat André laaste gesê het is, wat ek maar net bygeadd het. Baie keer is ons mense so, ek dink dit staan in die Bybel geskryf. Keer dit as ek dit reg onthou, waar jy die Here moet soos ja, daai stang om 'n perd se bek sit, dan moet jy 'n mens trek hier na toe en dan na toe en dan na toe. Voor ons luister, voor ons regkom. Wat ek Bybel gesê het, maar wat André gesê het, ja is, want ek het besluit ek wil op 'n Daniel vas weer gaan. En ek het toe dit geëet, hele bakkie, en ek het net hier kom lê op die altaar, wat ons wou geterg het. En ek het hier kom sit en ek sê vir André, ek maak nog joke, ek sê vir my, ek voel vreeslik moeg. Jy sê net daarna, direk daarna, staan ek op, maar ek wil so toe loop en hier kan ek nie loop nie. Om my enkels het ek pyn gehad, my skouers nou nog pyn, nog bietjie, my heupe, elke joint, my hande, alles, dit so maak my vingers so geknak. En ek het net stil gebly, ek het geloopkamer toe na my woonstel. En toe kom André agterna daar. Hy het seker gehoor ek kreun en kerm daar van pyn of iets, ek weet. Maar in elk geval is toe sê ek nie, ek kan nie, ek sou nou kom, ek sou kyk of ek kan kom. Maar
En toe dink ek, hy dink miskien nou toe ek hier gesê het, dat ek voel net bietjie, ek voel nie eintlik lus vir iets nie, wat ook al. Ek dink ek miskien het hy dit so opgevat, maar ek glo nie hy het nie. Maar in elk geval is, en toe ek op my bed lê, toe kan ek glad nie opstaan nie. En ek het net daai bakkie groentes geëet. Ek kon nie, is soos, weet nie hoe om dit te beskryf nie. Jy kan nie niks, nie so loop nie. Hulle moes my kom haal uit met die kruiwa, Pieter en nog iemand. My daar kom haal uit by die kruiwa. En hulle het my gebring, en ek het maar hier kom sit. En niks het gebeur nie. Toe voel ek net, nee, Jesus, julle moet my nou kamers toestoot. Ek voel of ek moet doodgaan. Maar hulle bly vir my bid. En my versterk nou in my geloof, want ek het begin swak voel. En wat sy naam is, en ja, en ek het toe weer teruggekom. En nou, wanneer hulle vir my gebid het, en het ek net begin stadig aan regkom, bykom. My joints en goed het begin beter word en dit. Maar dit was in een oomblik, was net een attack gewees. Ek weet nie. Maar ek dink, okay, dit wat toe deur my gegaan het, is, toe voel ek die Gees sê vir my, jy weet, hy lei my, is deur hierdie terry wat ons doen. Hierdie terry tyd wat ons deurgaan. En jy het nou die afgelope hele week, het daar nog tussen en goed gebeur. En ons het net begin sien, dat Vader net begin besig is, om te werk. En selfs tot en vanavond toe, eers het ek het gevoel. Jo, en ek voel net, Vader wil net hê, ons moet aanhou in prys. Dan gaan het al meer en meer en meer kom. Kom ons gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Met die reën wat so sag op die dak val, dit klink soos Jesus se stem. He's still soft, small voice. O Here, ons kom vanoggend en ons sê vir U so dankie vir Israel Taylor se bediening, Here. 'n man wat so die Heilige Gees in so baie van ons se lewens ingedra het met sy woorde. En manne so aangevuur het soos 'n Wilbur, Shaw en Richie, die manne van 4. Maar Here, van op die WhatsApp ook, soos ons al gesê het, Africa will be saved, South Africa will be saved, en nou gaan dit na 'n pinpoint. Johannesburg will be saved. Dankie vir hulle onbaatsigtige, nie omgee bediening vir hulle self en hulle families vir U koninkryk. Boetas, ek wil net die volgende opmerkings maak. Julle ken my hart. Dis die eerste keer in al die jare wat ek van amper 15, 16 jaar by Bridal is, dat ek vir meer as 6 ure, van vanoggend 12:30 wat ek wakker geword het, tot nou toe, blootgestel is aan soaking reën. En soos Andrei gesê, die tyd wat jy in God se teenwoordigheid spandeer, my hartdryf is altyd leeg, met daai soutklonkie, wat Wilbur in hom geplant het. Hy's nooit vol nie. Altyd gereed om meer gevul te word. En dan Boetas, julle ken my hart hierdie week ook. Die Here gebruik nie siekte om jou te straf nie, maar hy gebruik siekte om jou nader te bring aan hom. Maar die Here het ook die week in my geopenbaar, ek kan iemand anders se siekte ook gebruik om jou te kry by iemand anders wat Jesus nodig het. 'n Staflid van my het 18 jaar kanker ontwikkel en haar bors is afgesit, en na 8 jaar het die kanker versprei na haar rugstring toe.
En my dogter wat 'n dokter is, sê dis nie 'n goeie teken nie. Maar in elk geval, ek het haar 'n paar keer die week besoek en in die week kyk net hoe werk die Here. Dat sy siek moes word en in die hospitaal beland. Dat die Here my kon bring by 'n dame oorkant haar. Geel in haar gesig, deurtrek van die kanker. Hy sê vir my, staan op. Gaan bid vir haar. Ek staan op. Ek sien die onsekerheid in haar gesig. Ek vra vir, as ek voorbarig mag wees en persoonlik, as jou saak reg met die Here? Sy sê, ek weet nie, ek twyfel. Ek sê vir haar, wil jy seker maak? Sy sê, ja, asseblief. Ek lei haar na die Here. Aan hom al die ere. Moet net die geleenthede laat verbygaan, nie Boetas. Die Here gee jou sensitiwiteit en 'n fyn aanvoeling. En ek het die week so gewis geword in my eie lewe. Ek sê vanoggend vir Andrei, Satan plant nie net sonde nie. Hy maak dit wakker. Hy maak dit wakker in jou. Hy plant dit nie net nie. Hy maak dit wakker. En Boetas, die Here het hierdie week so op my hart gelê met ervarings wat ek ook gehad het met predikant. Boetas, ons moet so beginne uitreik na die bedienaars van die woord. Hulle is ten prooi soos nog nooit tevore. Julle het gebus geword van die gerugte. Predikante wat in geheim skei. Diodoxa se hoofpastoor het selfmoord gepleeg 3 weke terug. Boeta in my tyd van op die kerkraad dien. Ons los die bedienaars van die woord op die preekstoel. Hulle gaan moeilike dinge deur. Vanoggend is hy by 'n begrafnis. Hy het selfs by 'n doodsbed gestaan van daai persoon wat ter aarde bestel word. Vanmiddag met daai emosies van die begrafnis bevestig hy mense in 'n huwelik. Boeta, het jy al by iemand se doodsbed gestaan? Daai finaliteit dreineer jou. Ek het al. Dit dreineer jou. En dis wat hulle deurgaan. En dis hoekom hulle so ten prooi is. Ek het 'n getuienis gelees van 'n priesteres, 'n satanistiese priesteres. Haar hoofdoel is om uit te gaan, om predikante wellustige begeertes te plant. Seksuele behoeftes. Taylor Israel vertel my vanoggend van die dominee wat getroud is in 'n seksuele verhouding het met 'n dame en nou besluit hy gaan met haar ook trou. Ons moet so bid vir hulle, want nou kyk net die impak. As kyk net hoe sy, en dis hoekom gesinne ook. Tref hy 'n gesin, is dit 4 of 5 mense. Tref hy 'n gemeente, ons moet so bid vir hulle. Ons moenie klippe gooi na hom wat in die geheim geskei is. Ons moet bid vir hulle soos nog nooit tevore nie. Weer, julle ken my hart. Paar jaar terug, Dominee Libbe, 37 jaar predikant in Windburg. Hy raak 'n hulpleraar by ons en welkom. Die Here lê op my hart, gaan bid vir hom. Ek sê weer, moenie my raak sien. Ek gaan bid vir hom. Hy bars uit in trane. Hy sê, Johan, in 37 jaar is dit die eerste keer wat 'n kerkraadslid vir my kom bid aan huis, vir my en my vrou. Boetas, daar's werk om te doen. Ons moet regtig so sensitiwiteit hê en omgee vir die bedienaars van die woord. En dan net ietsie wat ek raak gelees het in 'n lering van Psalm 23 vers 5.
waar daar gesê word, and he anoints my head with oil. Hy salf my hoof met olie. Het ons al ooit gedink die dieper betekenis daarvan? 'n Skaapherder in die Bybelse tyd was nie net daar om sy skape te lei, maar ook om hulle te beskerm. Daai tyd is skape aangeval deur vliee. Dit was nie sommer net vliee. Gegaan in hulle ore, gegaan in hulle neus, larwes gelê, irriterende dinge veroorsaak met hulle. Selfs so dat hulle baie keer hulle koppe teen die rotse gaan stamp het of teen die bome net om van dit ontslae. Selfs van hulle het gesterf daarvan. En wat doen die skaapwagter? He anointed their heads with oil. En as hy dit gedoen het, dan kon die vliee nie op hulle gesigte sit of op hulle ore. Jare terug, ek 'n kursus gedoen toe ek in die staande mag was. Revolusionêre oorlogvoering, die gedagtes. En ons moes 'n boekie deurlees van Che Guevara, The War of the Flea, The Battle of the Minds. Hy val die gedagtes aan, soos daai vliee in ons kop. Soos 'n hond wat daar lê, beskryf die boekie, moet jy jou vyand benader. Dan is die vloei in sy oor, dan is hy by sy agtergedeelte, dan is hy by sy pens. Hy skuif rond en hy's naderhand so moeg dat hy succumb and he gives over en dit maak son in jou wakker. Waak en wees gereed. Ek wil net hierdie mee afsluit. Die liefde, wil jy daaroor gepraat? Agape liefde. 'n bloedstortende liefde. 'n liefde, daai liefde is Jesus. Terwyl Jesus bloei en weersinwekkende pyn ervaar, openbaar en manifesteer hy steeds sy groter genade ten spyte van, terwyl hulle in sonde is, vergewe Jesus met sy onbeskryflike woorde. Terwyl hulle sondig, roep hy uit, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So agape liefde is 'n liefde wat hom gelooflik dieper kan gaan as enige sonde, selfs in die dieper donkste dal van die skaduwee van die dood. Amen. Waarin kom net vir my vorentoe. Moment, staan hier. James, miskien kan jy en jou ma vorentoe kom, ek wil net vir jou ma bid vir oggend. Thank you Lord. Chris, jy kan 'n bietjie harder vir ons sê. Halleluja. Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Korabashitiri. Ek kan net, terwyl jy daar met haar sit, kan ek sien daar's 'n spesiale band in 'n verhouding. En al wat ek net vir jou wil sê is dat as jy jou ma nog by jou het, moet jy haar elke dag koester. Ek weet jy doen dit. Want tyd is nie in ons hande nie. En baie keer dink jy terug en dink ek, as ek net so met my ma gemaak het, of net meer tyd spandeer het, of net meer vir haar gesê het, ek is lief vir haar, of haar net vasgehou het en haar net embrace het en 'n druk gegee het. So wat ek ervaar is, jy draai net na haar toe, en jy hou haar vas en jy hak haar net, en jy sê net vir jou ma, jy is baie lief vir haar. Jy kan jou hande om haar sit en hou jy haar vas. As niks is om net om die Vader hart en liefde. Vader, baie dankie dat ons net oor Sondag kan bid vanoggend. Dankie dat ons weet dat U in James se hart vir die paie wat hy geloof het, dat sy nou kan glimlag oor hom. En dankie dat U laat ons weet dat deur die bloed en deur die genade van Jesus Christus het U vrygemaak, het hom uitgehaal
en dat hy vandag oor sy moeder kan kyk en dat hy haar kan vashou. En dat hy hierdie oomblik vanoggend sal koester vir altyd, dat hy weet, ek kan my ma vashou en ek kan sê, ek is lief vir haar. Ons het in 'n generasie groot geword, Vader. U weet dat ons in 'n godsdienstgees groot geword het, om nie vir ouers te kan sê, ek waardeer jou, ek is lief vir jou. En dankie net vir die geleentheid vanoggend. Al was vanoggend net, het ek verlede week vir François gesê, ons gaan vanoggend manne hê, al was dit net vir hierdie een geleentheid, wat James sy ma kan vashou, en net vir haar kan sê, hy is lief vir haar. Dankie, ek kom bid net, dat u vir haar goeie gesondheid sal gee. Ek bid dat u haar bakskottel elke dag sal vashou, en dat u haar sal voorsien. Heilige Gees, en dat u met haar sal wees, en dat ons sommer haar net met olie kan salf, terwyl sy so staan, dat ons net sommer kan, Vader, ek kom in die naam van Jesus, en ek bid, Heilige Gees, dat u haar nou vir Santa nou sal vul, met die Heilige Gees, dat u soos 'n vuur sal brand in haar. Vader, ek bid dat u haar lippe sommer sal losmaak, deur die genade van Jesus, dat u haar lippe sal losmaak, dat waar sy gaan teruggaan, dat sy 'n getuienis gaan raak, al begin sy net van u goedheid te getuig, wat u vir haar doen en deur haar doen. Ons wil die loof en prys vir James wat sy ma laat kom het en net na haar kyk. En dankie Vader, ek bid dat hierdie verhouding self van vandag af nog dieper sal wees. Daar was 'n tyd wat u James as 'n klein, wat u het hom gedra toe hy nog toe hy in die moeder skoot was, toe hy nog nie eens gevorm was nie, het u hom gedra. En vandag staan hy as 'n seun langs u. En hy kan u net vashou, want u genade is so groot. U het hom reeds geken, voordat hy nog in Santa se moederskoot gevorm was. En dankie, ons wil die loof en prys vir hierdie oggend, en ons wil die eer, al die lof en al die prys, al die genade vir Jesus Christus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Halleluja. Duffy, ek wil vir jou ook bid. Thank you, Vader. Dankie, Jesus. Dankie dat u vir Duff geroep het, en dat u hom by sy naam geken het nog voordat hy gebore was. Dankie dat u op 'n reënerige oggend, op die 30ste April, om uitgeroep het en vir hom gesê het, staan op, kom bridal chamber toe. Miskien het hy ingestap en hy was geskok toe hy kyk en hy sien hier is baie manne nie. Maar laat ons weet dat u het 'n afspraak met hom, 'n set appointed time vir oggend kom maak. En dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan net oor wat die Heilige Gees in jou hart gaan doen, deur die genade van Jesus Christus. Vader, ek wil bid vir elke keer wat Duffy rond beweeg het, en ons is almal maar so swerwers, van links na regs, van die een kant na die ander kant. Vader, ek bid hier wat hy by die plumline staan vanoggend, laat hy hom onder hierdie skietlood plaas van u genade. En ek kom bid die bloed van Jesus oor hom, laat u genade is so groot, dat u sy rigtingwyser gaan word. Laat u hom gaan terugbring na ware noord toe, en ek kom bid in sy boekrol, sy skril, dat u dit vir hom sal oopmaak, en dit vir hom sal duidelik maak wat sy boekrol en wat sy taak en funksie is, waarvoor hy hom geroep het voor die grondlegging van die aarde. U het vir elkeen van ons 'n taak, en u het vir ons elkeen 'n calling and election. You've called us, but few are elected. Many are called, but few are elected. Min is uitverkies, maar Vader, dat ons weet dat hy vanoggend hier staan, en dat ons net kan bid, Jesus, kom laat u genade reën soos wat dit buite val.
net vanoggend oor Div Kommereen en laat U vir hom oopmaak. Elke deur wat toe is en elke deur wat oop is wat moet toe is, laat U dit afseël met die bloed van die lam. Vader, ek bid dat hy sy oë op U, die oë op die lam van Golgotha gevestig sal word. Die een wat die prys betaal het, nie net vir ons nie, maar vir elke een wat daar is. Maar dat U genade is groot genoeg en U stort dit nou neer oor hom. Daar's 'n tyd wat U my geroep het, wat ek het besluit, no more turning back, no more turning back. Vader, ek bid dat U nou, dankie vir Div, dankie vir sy lewe, dankie Vader, laat U glimlag oor hom, dat U hom uitgeroep het, maar dat U hom ook afseël, en ek bid die muur van vuur om hom, ek bid die vrees, Lord, I pray the fear of the Lord over him and over his life. I pray the fear of the Lord over him. Thank you, Jesus. Vader, ek bid sommer nou vir sy gehoor, ek bid vir sy ore, ek bid vir sy gehoor, nie net fisies nie, maar ook geestelik, sy ore sal oopmaak. Vader, ek wil net sy ore kom salf. Dankie, Jesus. Ek bid vir sy oor, Rositoraba. Vader, ek bid dat U sy gehoor aanraak, deur die bloed van die lam, deur die bloed van die lam. Dankie dat U 'n waarmaker van die woord is, en dankie dat U hom geroep het en gekies het. En ons wil U loof en prys vanoggend, in die naam van Yeshua Mashiach. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From the cross to the empty grave. Maar nou kom ons staan, kom ons sluit af. Ja, die wat kan dit afgesit, die wat wil saai kan saai. Vader, dankie net vir hierdie oggend. Dankie net Jesus vir gehoorsaamheid. Dankie net vir 'n voorreg om uit te kan kom en hier te wees. En selfs in hierdie reën en hierdie tye, ek het gesê, al is daar selfs 'n tyd wat ek alleen inkom in die oggend, dan sal ek nog steeds kom. Al is daar 'n tyd wat niemand opdaag nie. En dis in tye soos hierdie, wat U kom besoek aflê. Dis, ek verstaan en ek kan sien, Heilige Gees, laat U die engele instuur, dat U hulle inroep en selfs by ons kom staan, om ons te kom bedien in hierdie oggend. Dankie, al het U net vir James en James se ma geroep vanoggend. Hierdie oggend, hierdie dag is 'n dag wat U neerskryf op 'n kalender, wat hulle weet, hulle het 'n ontmoeting saam gehad. En ek wil U loof en prys vir alles wat U doen. Dankie vir die saad wat ons saai, en ons kyk nie hoeveel dit is nie, maar U is die lewende woord. Ons wil net vanoggend kom, net hierdie priesterlike seën net kom afbid oor elkeen van ons hierso vanoggend. I just release this priestly blessing over you right now. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavelecha Yevashimlecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His Shalom. Amen and amen. Ek wil net baie keer bid, 'n gebed werk of instant, baie keer ontvang jy dit, of baie keer oor tyd. Ek het al, ons het nou die dag het ek net getuig, Edwan, met sy verhouding met sy pa, wat ek vir hom 2 jaar terug 'n woord gegee het, en 2 jaar later, toe tref daai woord. So partykeer is hy saad van die woord, lê in jou gees. So wat vanoggend gebeur het, ons het saad gesaai, maar die ontkieming kan vinnig gebeur, of het vat 'n tyd om in vervulling te gaan. Dankie vir julle gehoorsaamheid, en daar's julle ontbyt daar agter. Amen, halleluja. Geniet julle rusttyd.